Julle het hard gewerk om hierdie jaar ook die feeste te hou. Aangesien julle ernstig gevra het om die Heilige Gees van die laat reën wat op die hittefees beloof is, het julle dit ontvang. Op die hittefees het Jesus gepreek en gesê, ontvang die water van die lewe. En nou, in hierdie eeu van waarheid, kom die Gees en die bruid ook en sê, ontvang die Heilige Gees. Die Bybel sê dat die reën van die Heilige Gees uitgestort sal word op diegene wat kom om die hittefees te vier, terwyl rampe sal kom oor diegene wat dit nie doen nie. Om rampe te ontsnap en in die koninkryk van die hemele in te gaan, moet ons almal die hittefees hou. Hoe bly is ons tog om hierdie kosbare waarheid te hoor, dit te besef en dit te bewaar sodat ons die ewige lewe kan ontvang en die koninkryk van die hemel kan ingaan. Baie mense kan dit egter nie hou nie omdat hulle nie daarvan weet nie. Ons moet dit nie vir onsself hou nie, maar ywerig die waarheid versprei aan diegene wat sterf sonder om God te ken en hulle aanspoor om die hittefees te kom hou. Aangesien ons die Heilige Gees ontvang het, moet ons die Heilige Gees beweging uitvoer. In hierdie tyd soek baie mense die water van die lewe. Daar word geprofeteer oor die laaste dae, ek sal 'n hongersnood deur die land stuur, nie 'n hongersnood na voedsel of 'n dors na water nie, maar 'n hongersnood om die woorde van God te hoor. Mense wonder dus, waarheen moet ons gaan om rampe te ontsnap? Waarheen moet ons gaan om vir ewig te bly? Waar kan ons gelukkig lewe? Hulle probeer so 'n plek soek, maar kry dit nie. Kom ons deel die water van die lewe met hulle. Ons moet met selfvertroue preek en sê, daar is seëninge om rampe te ontsnap, die ewige lewe te ontvang en die vreugdevolle koninkryk van die hemel net in Sion binne te gaan. Jesus het Petrus 3 laaste versoeke gegee. Hy het gesê, het jy my lief? Voer dan my skape. Beteken hierdie woord nie, as jy my lief het, soek jou verlore broers uit die hemel, net soos ek gekom het om die verlorenes op hierdie aarde te soek. In hierdie tyd het Christus aan hom dieselfde versoek gerig. Beide by sy eerste koms en by sy wederkoms het hy gesê, ek het na hierdie aarde toe gekom om te preek, en wat jy net hoef te doen, is om ywerig te preek. As ons Vader aan hom liefhet, moet ons die verlore skape soek. Hulle van die boom van die lewe voed en die water van die lewe met hulle deel. Rampe is hoogtyd 4 oor die wêreld en wetenskaplikes waarsku teen 'n krisis op aarde. Ons moet geestelike voorbereidings tref deur die pasga te hou om rampe te ontsnap. God het gesê, jy weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lig te interpreteer. Hoe is dit dat jy nie weet hoe om hier die huidige tyd te interpreteer nie? Hy het ons beveel om vir sy volk te sê om na Sion te vlug waar dit veilig is voordat die groot nood kom. God is met ons as ons magtige en beskerm ons in Sion, waar die feeste gehou word. Laat ons nog een arme siel red voordat rampe en oordeel kom. Die Samaritaanse vrou het Jesus herken en gepreek. Kom, kan hy die Messias wees? Deur dit te doen, het sy baie mense gered. Laat ons ook preek, kom na Sion om Christus aan hom te ontmoet wat vir ons die boom van die lewe gebring het. Aangesien ons die Heilige Gees van die hittefees ontvang het, laat ons God se skape soek en hulle die brood van die lewe voed. God is die meeste bly wanneer sondaars tot bekering kom. Hoe bly is dit as 'n kind wat op die punt was om te sterf, weer lewendig word? God voel ook so.
Dit is die grootste liefde om sterwende siele te red deur hulle na Sion te lei en die boom van die lewe te deel, die pasga van die nuwe verbond wat Christus aan hom vir ons gebring het. Ek hoop julle word die kinders van Sion wat Hemelse Vader aan hom behaag deur die grootste liefde te deel, sodat julle deur hom geprys sal word wanneer julle die koninkryk van die hemel binnegaan.